Exodus, hoofstuk 27. Maak ook 'n altaar van akasiëhout. Dit moet 5 L of ongeveer 2,3 meter lank en breed wees. Dit moet vierkantig wees en 3 L of ongeveer 1,4 meter hoog staan. Op elk van die 4 hoeke moet jy horings aanbring. Die altaar en die horings moet een geheel vorm en moet met koper oorgetrek word. Dan moet jy panne maak waarin die as uitgekrap word, asook skoppies wat gebruik word om die altaar mee skoon te maak. Jy moet ook komme, virke en vuurpanne daarvoor maak. Dit alles moet van koper gemaak word. Jy moet ook 'n rooster daarvoor maak. Aan die 4 hoeke van die rooster moet jy 4 ringe vassit. Die rooster en die ringe moet van koper gemaak word. Die rooster moet dan aan die altaar vasgesit word. Dit moet aan die onderkant van die rand van die altaar vasgesit word, sodat die rooster tot by die helfte van die altaar strek. Maak dan draaghoute van akasiëhout vir die altaar. Die draaghoute moet ook met koper oorgetrek word. Steek die draaghoute aan weerskante van die altaar in die ringe, sodat dit daarmee gedra kan word. Die altaar moet hol aan die binnekant wees. Dit moet van plank gemaak word. Maak dit presies soos die voorbeeld wat vir jou op die berg gewys is. Jy moet 'n binnehof vir die tabernakel maak. Die lengte aan die suidekant moet 100 L of ongeveer 45 meter wees. Dit moet afgeskort word met fyn dubbeldraad linne. Daarvoor moet jy 20 staaners maak wat op 20 voetstukke staan. Die voetstukke moet van koper wees. Die hakkies en die ringe aan die staaners moet van silwer gemaak word. Dieselfde geld vir die noordekant van die binnehof. Die lengte moet 100 L of ongeveer 45 meter wees. Dit moet 20 staaners met 20 voetstukke hê. Die voetstukke moet van koper wees. Die hakkies en die ringe aan die staaners moet van silwer gemaak word. Aan die weste kant van die binnehof moet die breedte 50 L of ongeveer 22,5 meter wees. Dit moet 10 staaners met 10 voetstukke hê. Aan die ooste kant, van waar die son opkom, moet die breedte ook 50 L of ongeveer 22,5 meter wees. Die binnehofse ingang moet aan die ooste kant wees. Regs van die ingang moet die afskorting 'n lengte van 15 L of ongeveer 6,8 meter wees. Aan die linkerkant moet die afskorting ook 'n lengte van 15 L of ongeveer 6,8 meter wees. Vir die ingang moet daar 'n afskorting van fyn dubbeldraad linne wees. Daar moet pers, purperrooi en bloedrooi wol ingeweef word, soos net 'n borduurder dit kan doen. Die gordyn moet 'n lengte van 20 L of ongeveer 9 meter wees. Dit moet 4 staaners met 4 voetstukke hê. Daar moet ringe aan al die staaners aangebring word. Die ringe en die hakies moet van silwer gemaak word. Die voetstukke van die staaners moet van koper gemaak word. Die binnehof moet 100 L of ongeveer 45 meter lank wees en 50 L of ongeveer 22,5 meter breed wees. Die hoogte daarvan moet 5 L of ongeveer 2,3 meter wees. Die afskorting moet van fyn dubbeldraad linne wees. Die voetstukke moet van koper gemaak word. Die tentpenne van die tabernakel, asook die penne vir die binnehof, moet alles van koper wees. Die ander gereedskap wat gebruik word, moet ook van koper wees. Beveel die Israeliete en sê vir hulle om vir jou suiwer geparste olyfolie te bring vir die kandelaar. Dit moet gebruik word vir die lampe, sodat daar altyd lig kan wees. Aaron en sy seuns moet sorg dat die kandelaar wat aan die buitekant van die voorhangsel, net voor die getuienis staan, deur die nag brand en lig verskaf voor die aangesig van die Here. Dit moet 'n vaste reël wees wat van geslag tot geslag deur die Israeliete in stand gehou word.